Goed, maak vir julle oor, want ek kan saam. O Heer, ek wil vir u baie dankie sê vir hierdie nuwe dag. Dankie vir alles wat ons so as vanselfsprekend aanvaar. Alles wat u vir ons gee, wat ons nie eens meer raak sien, Heer. Ek wil vir u vreeslik dankie sê vir elkeen wat hier is vanoggend. Elkeen wat die moeite gedoen het om vanoggend op te staan, reg te maak. Die vervoer wat gereël is, Heer. Dankie, dankie, dankie vir elkeen wat hier so is. O Heer, dan wil ek vra dat u met elkeen persoonlik sal gaan. U ken elke hart, u weet wat elkeen bekommer, u weet waar ons vandaan kom, u weet al ons probleme. En ek wil vra dat u vanoggend sal woord sal op die regte plek val, op grond wat reg is vir die woord. Ek wil vra dat elke woord uit u Vaderhart uit sal doen wat het gekom het om te doen. Ek loof en dankie daarvoor, dat alles in hierdie diens tot eer van die naam wees. Dankie, Heer. Amen. So my groot voorreg om elkeen van julle hier so te sien, die stories wat ek nou gehoor het en alles, laat 'n mens baie keer so skuldig voel as ek in die oggend nie lus is om kerk toe te gaan nie, dan gaan ek nie kerk toe nie. Want ek voel nie vandag so nie. Maar nou is die mense, Chris verjaar en hy doen nie moeite om hier te wees. En nou laat het my dink, maar dan is ek mos net sleg as ek nie wil kerk toe kom nie. En die arme mense wat sukkel, hulle is by die kerk. En hulle het 'n verskoning om nie by die kerk te wees nie, nee. Maar hier is hulle. So ek is bly julle is hier, so ek waardeer dit. Dit plaas natuurlik 'n groot verantwoordelikheid op my, want hier sit nog mense wat nou kom luister wat ek nou wil sê. Nou hoop ek maar dis nie wat ek sê nie, dis wat die Here op my hart gelê het. Ek het regtig gestaan wakker gelê oor dit wat ek moet vanoggend sê. En ek het nogal verander so in die nag oor die boodskap en ek het vanoggend so vinnig dit my notes verander. So kom ons hoop, dit kom deur. Ek gaan nou nie weer bid nie. Dit nou al dit. Pastor Martie het gebid en Pastor Helga het gebid en ek het nou vir Chris gebid, so ons sal aan die einde weer 'n gebed doen, as dit reg met julle. Ok, ek wil vanoggend met julle praat oor sonde. Nou, dit is nou eintlik 'n lelike ding. Ek dink blaas so 'n bietjie so. Kom ons kyk maar eers hoe lyk ons idee van sonde. Wat dink julle? Wat is sonde? Ek moet die kinders vra, wat is sonde? Sien, wat sê jy wat is sonde? Jy is verkeerd doen. Ok? Dis hoe ek dit ook het. Ja, en wat is die gevolg van sonde? Wat gebeur as jy iets verkeerd doen? Wat sê julle? Daar volg 'n oordeel. Daar's 'n straf op sonde. Nou iets gebeur, daar's 'n gevolg op sonde. Ja. Dit is mos nou die goed dat ons verkeerd doen en oordeel. Ek self het met soveel jare het ek gesukkel met hierdie konsep. Ek het gesukkel met my idee en my begrip van sonde en dit het 'n instrument geword in die duiwel se hand om my te beroof van die vrede wat Jesus vir my het. Want sonde het op die voorgrond gekom. Dit is ek moet dit en ek moet dit en dit alles ingewikkeld gemaak, moeilik gemaak. Dit is moeilik om te sê, en dit is nou al persoonlik, nee. Ek het nooit gevoel, ek is goed genoeg nie, ek doen nie goed genoeg nie. Die goed wat ek doen is net nooit op standaard nie. Ek kry dit nie lank genoeg reg om nie te sondig. Jy probeer hard en dan kry jy dit reg vir so 'n week of 2 en dan val jy weer en dan voel jy nou weer. Dit is eintlik 'n vreeslike storie. Elke keer wanneer ek val vir sonde, goeie soos ek my meer verloor in die verkeer, gebeur verskriklik maklik. In 'n oomblik van swakheid vertel jy 'n leuen, vertel vir iemand 'n storieetjie om jouself te beskerm, dan voel dit mos of jy nou gefaal het. Dan is dit nou mos nou verskriklik. Of jy het iemand seer gemaak, dan voel dit of jy die Here gefaal het. Nou, dit is erg. Nou hoekom is dit so? Ek het nou gaan dink daaroor. Hallo jong. Ek het groot geword onder predikers wat ons geleer het, ons moet ophou sondig. En dat Christene heilig moet wees en altyd die regte goed moet doen. En in my eenvoudigheid het ek aangeneem, God gaan my verwerp as dit nie so is nie. As ek dit nou nie reg kry nie, gaan God my wegstoot.
Ek is nooit geleer dat Jesus die prys betaal het en dat God se regverdigheid in plek gehou is deur Jesus se offer. Dis 'n moeilike sin. Ek dink dit is moeilik om te verstaan toe ek gisterand vir my vrou die sin sê soos my, wat wil jy sê? Nou kom ek verduidelik dit weer 'n keer. Ek weet nie of julle die mense wat hier was die vorige boodskap wat ek gelewer het, daai blye boodskap. Jy het gepraat van God se regverdigheid. God is 'n regverdige God. God is just. Daar is geen plek vir ongeregtigheid by God nie. Hy is absoluut regverdig. So daar is nie 'n manier van sonde oorsien of wegkyk as jy sondig nie. Sonde word gestraf. Klaar. Die loon van die sonde is die dood. So iemand moes die prys betaal. So as daar iets verkeerd gaan, as jy iets verkeerd doen, gaan iemand betaal daarvoor. Want God is regverdig. Hy kan nie een ou wat 'n groot sonde doen, nou vergewe en daar's 'n ou met 'n ander sonde en hom alle sonde word gestraf. Die loon van die sonde is die dood. Dis hoekom Christus aarde toe gekom het. God het in Christus aarde toe gekom en vir die sondes betaal. So die sonde is betaal. Ons het al so baie gehoor dat Jesus die prys betaal het en ons sonde vergewe is of weggewas is. Ek het nooit besef wat dit regtig beteken nie. My sonde is nie oorgesien nie. My sonde is nie, dis maar oukei nie. Daar's betaal daarvoor. Want die loon van die sonde is die dood. Dit is hoe ernstig dit is. Sonde is ernstig. Dit is nie die stoute goedjies wat jy nou doen, so nou en dan, en ag, dis maar oukei nie, dis 'n kleinigheid, jy doen niemand skade nie. Sonde is ons natuurlike rebellie teen God se gesag. Moet jy wegvat, klink dit weer. Is dit beter? Ok, ons probeer weer. Ek het gesê, sonde is die natuurlike rebellie teen God se gesag na die sondeval. Dit is serieus. Selfs my poging om heilig te lewe, of heilig te lyk, die poging om heilig te lewe is alright, maar om heilig te lyk, dis mos 'n gefeinsheid. Dit pas nie lekker nie. Of te probeer volmaak lyk voor ander mense. Dis sonde. Want dit gaan oor my. Dis ek is heilig, ek is so goed en so goed. Het gaan nie oor Jesus nie, het gaan oor my. So dit is sonde. Ons stryd teen sonde is nie om goed genoeg te wees om aanvaar te word nie. Jesus het dit gedoen. Ons stryd teen sonde kom uit die besef wat Jesus deurgemaak het vir ons sonde. Dis hoekom ons teen die sonde beklei. Dis omdat iemand daarvoor betaal het. En dis 'n stryd, né? Die Bybel praat van op 'n plek van 'n stryd ten bloede. Dit is so moeilik te dra om teen sonde te beklei. Nou wees so 'n bietjie iets persoonliks, ek vloek nie meer nie. My taal het verander. En die wat my baie jare terug geken het, sal weet waarvan ek praat. Dit was 'n stryd. 'n stryd. Ek het 'n vuil mond gehad toe ek by die skool uitgekom het. En ek het myself baie pak slag gegee daaroor en ek het hard probeer om op te hou en nie te doen nie. Maar dan val ek weer, dan gebeur dit weer. Oor en oor. Dit het vir jare so aangegaan. Dan probeer ek om dit reg te kry, dan kry ek dit reg vir so rukkie en dan val ons weer. En dan kry ek dit weer reg vir 'n paar dae, vir 'n week of baie keer 'n maand. Dan voel ek heel trots op myself. Ek raak ingenome met myself. Nou hoor ek 'n ander ou vloek en dan sê ek, kry ek so 'n bietjie, voel ek so 'n bietjie superieur, want ek het dit tog nou oorwin en daai ou sukkel nog. En dit was nie reg nie. En elke keer het ek weer geval. Selfs nadat ek nou
vir 'n lang ruk opgehou het, dan val ek weer. Want iets my getrigger, dan kom ek terug aarde toe en ek voel weer soos 'n failure en soos 'n wurm en ek vra om vergifnis en ek so regte pity party. Tot ek besef het, my motivering is verkeerd. Dit het jare se sukkel gevat. Ek het nie ophou vloek om 'n beter mens te word nie. Jy kan nie ophou om te sondig sodat jy kan beter word. Jy kan nie beter word nie. Daar is nie so 'n ding nie. Ek kan nie 'n beter mens wees nie. Ek het ophou vloek toe ek besef Jesus het die prys betaal vir my gevloekery. Of ek nou ophou of nie, die prys is betaal. Hy het gesterf daarvoor. Niks wat ek doen of nie doen nie, kan enigiets daaraan verander nie. Dis afgehandel. Of ek nou vloek of nie vloek nie. Jesus het betaal. En nou vloek ek nie meer. Dalk hier so hier en daar nog so bietjie is. Nou. Julle verstaan. Ja. Maar ek vloek nie meer nie. Dis nie deel van my nie. Dis nie my eerste reaksie nie. Dit is hoekom nie? Hoekom kan ek dit nou regkry? Wat? Want ek is nie meer lus om te vloek. Dit is nie meer my eerste reaksie as iets verkeerd loop. Jesus het my verlos daarvan. Nie ek nie. Jesus het my verlos daarvan. Dit is nie meer lekker nie. Dit stoot my af. Maar sonde is deel van ons bestaan. Ons kan nie daarvan wegkom nie. Dit kom vanuit ons sondige natuur. Alle mense sondig. Dis hard om te hoor, alle mense sondig. Selfs die vroomste predikers wat superheilig lyk. Ja. Ons dink maar aan Romeine 3 vers 23. Wie ken Romeine 3 vers 23? Ja. My vrou, jy sal dit ken. Almal het gesondig en ontbreek hulle van die heerlikheid van God. Almal het gesondig. Dit wat die Bybel sê. So wat jy ook kom sê oor die ek sondig nie. Hy lieg vir jou. Die Bybel sê almal het gesondig. Almal. Maar wat sê hulle vir jou? Broer of suster, jy mag nie dit doen nie. Jy mag nie. Jy weet mos wat jy nou doen is verkeerd. Jy weet dis verkeerd. Dis sonde, moet dit nie doen nie. Uit hierdie hoogmoedige houding. Hou op met dit wat jy doen. Jy sal hel toe gaan. Ken julle dit? Jy kan nie doen net wat jy wil. Jy moet so optree of so optree om by ons in te pas. Om jy in te pas met jy so, jy moet ook sulke klere aantrek. Ja. Regtig. Die ou wat so sê, het hy ophou sonde doen? Is hy nou sonde dood? Dit hoe dit werk? Dan sê jy, ja, maar hulle sondig nou minder. Ek het minder sonde. Hulle probeer mos. Nou klein sondekies, is net klein sondekies. Hulle is nou beter Christene. Nou voel ons so minderwaardig. Ek het in die jare terug toe ons so pas tot bekering gekom het, was daar 'n oomie in ons kerk wat verskriklik mooi gebid het. Want ek so minderwaardig gevoel en sê ek, ag Here, wanneer kan ek tog wees soos die oomie? Hy bid so mooi. Ja. Dan sien ek eendag die oomie by 'n garage waar hy met die pompjoggie praat. En ek was geskok. Die tale wat uit sy mond uitgekom het. Toe die volgende keer toe hy so mooi bid. Toe kry ek nie my oë toegemaak. Ek kyk hier oomie so, ek sê hom regtig. Is dit hoe dit werk? Ook maar net 'n mens, soos ek. Toe is die mooi bid nou weg. Nou dis mense wat ander mense veroordeel. Kom sê jy moet ophou sonde doen. Dan noem ek hulle hypocrites. Jy het dit ook al gehoor. Hypocrites, hygelaars. So my suster het my al 'n klip Christen genoem, so ek seker ook nie skuldig het.
Ek wil 'n beeld gebruik waarvoor ek nou seker uitgehaal gaan word. Julle gaan nog geskok wees. Maar dit is vir my belangrik dat almal dit moet verstaan. So ek vra byvoorbeeld om verskoning. Die beeld wat die Here my gegee het is natuurlik nou erger. Ek wil probeer om dit wat die Here vir my gewys het oor te dra op 'n sagte manier, maar ek gaan dit nie reg kry nie. Ek weet dit sommer. Want kanseltaal en wat kanseldekorum verbied my nou om te sê wat die Here vir my hart gesê het. Die mense sal sê, moenie my 'n hipokriet noem nie. Ek probeer heilig wees. Ek is 'n goeie Christen. Ek is alraai. Ek kan vir jou sê wat moet jy doen en wat moet jy nie doen nie. So ek gaan my bes probeer om vir julle 'n beeld te gebruik. Gelukkig het hulle vir my 'n bottel water gegee onder. Sien julle hierdie bottel water? Imagine hierdie water is jou lewe. En daar's veel goed in die water. Nou die Afrikaners het 'n spreekwoord wat sê daar's 'n ding in die drinkwater. Weet julle waarvan ek praat? Ja. Nou party mense het so grootte. Daar's so grootte daar in die drinkwater. As jy so skud, word hy so bruin. Julle kry die beeld? Ja. Nee. Ek gaan dit maar sê, kom ons sê daar's poefie in die water. Nou ander ouens het bietjie minder. Ons het so bietjie. Dis nou die sonde. Ander ouens sê hulle het nou afgehandel met sonde. Hulle het nie meer sonde nie. Hulle water is nou, hulle het dit uitgehaal. Is uitgehaal. Daar's ook nog so hier en daar 'n krieseltjie. So skit word nie meer bruin nie. Dis nou uitgehaal. Gaan julle die water drink? Is nog steeds poefie water. Dan kom die superheiliges en sê, alles is uit. Ek sondig nie meer. Nog steeds poefie water. Die Bybel sê 'n bietjie suur deurtrek die hele baksel. Wat is vuiler as poefie water? Sonde is vuiler as poefie water. So kan 'n pastoor vir my kom sê, hy probeer ophou sondig en daarom moet ek ophou sondig. Dan sê ek vir hom, nee ou, jy het gefaal. Maar Jesus het getriomfeer. Amen. Jesus het my geregverdig en my vrygespreek. Jesus is die lewende water. Hy is die water wat my nuut maak. En terwyl ek dit nou sê, moet ek nou by sê, ons het as medegelowiges nog steeds 'n verantwoordelikheid om na mekaar te kyk. So as jy sien jou boetie is op 'n pad van distraction, hy is besig met 'n ding wat hom sy ondergang gaan lei, is dit jou verantwoordelikheid om vir hom te gaan verduidelik, om te vertel, jy is besig om jouself te vernietig op hierdie pad waarop jy is. Jy kan nie so aangaan nie. Maar dit kom nie uit hierdie superieur, omdat ek dit nou oorwin het, ek is sondeloos, nou moet jy ook, dit is totaal anders. Omdat jy vir hom lief is en jy saam met hom op hierdie pad, help jy hom reg. En julle gaan saam deur die ding. Ek kan nie van nou sê, jou taal, jy praat om lelik, né? Dit doen die naam van die Here oneer aan. Dit doen. Maar ek kan nie vir hom sê, omdat ek nie meer vloek nie, mag jy nie vloek nie. Ek kan vir hom verduidelik van die pad wat ek geloop het. Dit gaan ons nou meer sin maak, né? Ons is mos rentmeesters. Ons is verteenwoordigers. Ons is hierso om die Here se naam te eer, om die Here se naam oor te dra, mense te verduidelik van die Here. Kom terug na die blye boodskap. Wat is die blye boodskap? Jesus het gesterf vir jou sondes. Al die nonsens wat jy aanvang. Jou poefie water, hy het dit weggevat. Hy het dit lewende water, is nie.
So wat leer die Bybel vir ons van sonde? Hoe moet ons daarmee deel? Dit is my baie interessant geraak toe ek dit nou voorberei het. Die Bybel praat op 3 verskillende vlakke van sonde. Ons vertalings praat van sonde. Party plekke praat dit van ongeregtigheid en ander plekke praat dit van oortreding. So ons het ook 3 verskillendes, maar ek dink nie ons verstaan lekker die onderskeid tussen hulle nie. So ek het probeer om dit saam te vat en te verduidelik. Ek het nou, wil ek kan nou die slideshow opsit. Ja, hulle vertaal ongeregtigheid met avon. So 'n vreemde woordjie. En dan kom hulle met kata, wat ons vertaal net as sonde, en dan het hulle pesha, wat ons vertaal met transgression of oortreding. So hulle het 3 verskillende vlakke van sonde. Ek het daai 3 vlakke gesien, ja. Dan sit die volgende en verduidelik ons nou, die vlak nommer 1 was ongeregtigheid. Engels sê iniquity. Julle ken die woord. Avon. Ek het 'n voorbeeld in die Bybel, Psalm 119 vers 133, sê Dawid, maak my voetstappe vas in die woord, en laat geen ongeregtigheid, dis nou avon, iniquity, oor my heers nie. En Jeremia 16:17 sê, want my oë is op al hulle weë, dit is nie voor my aangesig bedek nie, en hulle ongeregtigheid, avon, is nie voor my oë verborgen nie. Die Here sien avon. Die Here sien avon. Jy sal nou verstaan hoekom ek dit so sê. Nou, die Hebreëse alfabet is baie interessant. Afgesien van die feit dat hulle van die verkeerde kant af lees, hulle lees ons van regs af links, so my hele brein confused. Maar dis hoe hulle dit doen, het die Hebreëse letters is oorspronklik voorgestel deur prentjies, dit was prentjies. Ja. Die gevolg was dat die letters waarin die woord opgemaak is, 'n storie vertel. Nou, dit is vir my vreeslik hartseer dat ons nou in ons vertalings nie meer die goeders kan raak sien nie. Ek weet die vertalers het nou probeer om die beste beskrywing nou uit te haal, maar ons mis 'n klomp goeders, en hierdie is nou een daarvan. So elke letter in 'n Hebreëse woord is 'n prentjie, en elke woord vorm dan 'n storie. Wat wys jy nou vir my? O, so ek met hulle. Nou, avon is hiervan 'n goeie voorbeeld. Maar sê gou eers vir my, waar het jy al voorheen die woord avon gehoor? Julle vroumense sal dit weet. Avon, dis 'n ander uitspraak. Jy sien. Selfs die woord vir my kant. Ja, nou avon bestaan uit 3 letters. In ons is dit nou 4 letters, maar die oë het ons later bygesit om dit sin te laat maak. Maar die 3 letters in die oorspronklike Hebreëus was ayin, waf en nun. 3 letters, 3 prentjies. Nou ayin word voorgestel deur die prentjie van 'n oog. Net of jou oog daarop. Waar is my oog? Ek soek een van die oog. Gaan aan. Volgende een. Daai oog. Nou ayin is voorgestel deur die prentjie van 'n oog. Waf is die prentjie van 'n haak of 'n spyker. Nun is 'n prentjie van 'n visie wat vermeerder. So 'n prentjie van een visiekie dan word hy vermeerder. Met ander woorde, as jy die prentjies nou so kyk, as jy nou so 'n storie moet maak van die prentjies, wat sal dit vir jou sê? Wat die oog aan vashak, vermeerder. Dis avon. So met ander woorde, wat ook al jou gedagtes oorheers, of kom ons sê dit waaraan jy gedurig dink, word groter en groter. Dis die begin van die hele affære. Dis onnodig gesê, die Here sien jou ongeregtigheid. Dis ongeregtigheid. Jy het nog niks gedoen nie. Dis waar dit begin. So ongeregtigheid is wanneer jou oog vashak aan iets en jou behoefte daarna word groter en groter of dit vermeerder. Ek kan dit probeer verduidelik deur 'n voorbeeld. Dit is selfoon hierso.
gaan nie 'n goeie voorbeeld wees nie, want ek kan jou selfoon vat as ek wil. Iemand anders se selfoon, dan sê hy 'n selfoon. Dit was 'n mooi selfoon. En daai goed is duur. Nou, hak my oog vas aan jou selfoon. Ek hou van jou selfoon. Dis vir my 'n mooi selfoon. En ek gaan kyk, wat is die funksies en goed, dit is 'n baie mooi selfoon. Nee, maar regtig, jou selfoon is 'n smart selfoon. Ek like daai selfoon. Ek sal hom regtig like om so 'n selfoon te hê. Regtig. En ek bly dink aan daai sin. Julle daai selfoon gesien. Daai is 'n mooie. En sy spoed en alles is baie beter as enetjie wat ek het. Ek wil graag daai ene hê. Bly dink aan daai selfoon. En die behoefte word groter en groter. Dis wat die Bybel beskryf as ongeregtigheid. Kan iemand vervolg word vir ongeregtigheid? Jy kan nie. Niemand sien dit nie. Niemand weet eers daarvan nie. Sy het nie geweet ek like haarself nie. Nou weet sy. Ja. Dan kom ons by die tweede vlak. Daai kata enetjie. Dit word vertaal met sonde. Ons vertaal dit net as sonde. Nou sonde is wanneer ek weggelok word deur my behoefte vir daai selfoon. Op 'n stadium word dit 'n begeerte. Op 'n stadium veroorsaak dit dat my realiteit verdraai word. Ek voel nie vir my meer so verkeerd om dalk. Ek begin oorweeg om die selfoon te vat. Sy moet hom nie eers laat rond lê nie, want dan dink ek sy wil hom dalk nie meer hê nie. Kom ons vat hom maar. Ek het hom nog nie gevat nie, maar ek dink dis nie so verkeerd om hom te vat nie, want sy laat lê hom nou rond. Kom ons vat hom. Maar ek vat hom nog nie. Maar ek dink ek gaan hom vat. En sodra dit 'n begeerte word dit kata. Onthou jy die stukkie in Eksodus 20 van die wet, jy mag nie ander sy huis begeer nie, jy mag nie ander sy vrou begeer nie, of sy slaaf, of sy slavin, of sy diensknegt, sy kos, of sy donkie. Daai ene. Jy kan nie daai goed begeer. Dis nou die kata ene. 'n voorbeeld, Johannes 8 vers 34 sê, Jesus antwoord hulle, voorwaar ek sê vir julle, dat elkeen wat die sonde doen, 'n diensknegt van die sonde is. En daai sonde wat hy daar gebruik is vertaal met kata. Nou weer interessant, die prentjie van die K, of hulle is 'n CH, is dit so, stel 'n grens, of 'n heining voor. 'n Fence. Nou sonder om weer al die letters te ontleed, kan ek vir julle die woord se storie vertel. Kata se storie is, 'n ander stel grense word die norm, waarvolgens ek leef, en waarvolgens ek besluite maak. Is hy daar? Nog enetjie aan, ek soek die prentjie van die fence. Ok, dis die volgende. Ons gaan nou na daarheen toe gaan. Los hom maar daar. Dit krap 'n bietjie in ons idee van sonde nie. Ek het nog niks gedoen nie. Ek het nog niks verkeerd gedoen nie. Ek het net gedink. Dit is vermeerder en vermeerder nadat my oog daaraan vasgehaak het. Ek word daardeur verlei. Dit maak dit so 'n bietjie moeilik vir ons as mense, né? Ons weet nie wat in mekaar se koppe aangaan nie. So jy dink hierdie ou, soos ek dink het van die oomie daar in die kerk wat so mooi bid. Dis hierdie, ek het so minderwaardig gevoel. Ek het nie geweet wat in hom se kop aangaan nie. Meantime was sy kop vol kata. Ja, die derde vlak is dan die oortreding. Dis nou wat ek hy self nou vat. Engels sê transgression. In Hebreëus daarvoor is pesha. Dit is ook vertaal met deceit. Nou word dit 'n direkte rebellie teen God se standaard. Nou oortreding is wanneer ek uiteindelik die selfoon vat. En nou eers word dit sodat die oortreder vervolg kan word. Nou in ons menslike aardse bestaan, nou is dit vir ons sonde. Dis nou sonde, want ek het nou self ingevat. God se standaard gaan ver terug.
Daar waar my oog vasgehak het aan daai selfoon. Dis waar hy al sê, hoorie, hierdie is nou al won. Dis ongeregtigheid. In die Ou Testament is niemand vervolg vir Avon of selfs vir Katan nie, maar wel vir Pesha. So ongeregtigheid is wanneer my oog of my gedagte of my fokus aan die selfoon vashak. Sonde is wanneer ek daarna begeer. Engels sê last. Ek last agter die selfoon aan. En die oortreding is eers wanneer ek dit uiteindelik vat. Jakobus 1 vers 14 het nou dit bietjie beskryf, maar 'n mens word verlei deur sy eie begeertes wat hom aanlok en saamsleep. Daarna, as die begeertes bevrug geraak het, bring dit die sonde voort. En as die sonde ryp geword het, loop dit uit op die dood. Hoor bietjie hoe Job het gesien het. Job sê in Job 13:23, vra hy die Here, hoeveel is my ongeregtighede en my sondes? Maak my oortredinge en sonde bekend. Nou die King James vertaling sê, how many are mine iniquities and sins? Make me to know my transgression. Hy noem sommer al drie. Hy noem Avon, Kata en Pesha. En dan later sê hy in hoofstuk 33:9, ek is onskuldig. Ek het nie oortree nie. My oortree is Pesha. Ek is rein, ek het nie gesondig nie. Kata. So hy het homself ondersoek en dis nou wat hy bevind. Kata is nie daar nie, Pesha is nie daar nie. Maar hy noem nie Avon. Dink maar 'n bietjie daaroor. Jesus kom vat dit 'n bietjie dieper. Hy vat dit verder. Dis eintlik waartoe ek wil kom. Hy sê in Matteus 5:21 en 22, julle het gehoor dat daar in die mense gesê is, jy mag nie moord pleeg nie. Nou is moord nou Avon of Kata of Pesha? Nie gaan my sê. Dis mos Pesha. Dis oortreding. Ja. Maar dan sê hy, elkeen wat vir sy broer kwaad is al strafbaar voor die regbank. Partykeer weet mense nie as jy van kwaad is nie. Jy is privaat daar agter as jy kwaad. Die profeet Jesaja sê dit so, ons het almal gedwaal soos skape. Ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het die ongeregtigheid Avon van ons almal op hom laat neerkom. Met ander woorde, Jesus vergewe nie die goed wat ons verkeerd gedoen het nie. Jesus vergewe ons al die pad terug. Daar waar ons oog vasgehak het. Jesaja 53:5 sê, maar hy is ter wille van ons oortredinge, Pesha, deurboor, ter wille van ons ongeregtighede, Avon, is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede aanbring, was op hom. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Hy vat dit terug tot by die begin. Tot by die begin, daar waar jou oog vashak. Hy begin by ongeregtigheid nog voordat ons by oortreding kom. Nou hoe dink julle gaan ons dit effektief regkry om sonde te oorwin? Soos wat ek ophou het om te vloek. Hebreërs 12 vers 2 sê, laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop. Die oog gefestig op Jesus. Die oog gefestig op Jesus. Die begin en die volëinder van ons geloof. Wat sal gebeur as ons oog vashak aan Jesus? Dit is wat jou gedagtes oorheers. Jy spandeer tyd saam met Jesus. Jy praat met hom. Die moeilikheid is praat met Jesus. Die Bybel sê bid gedurig deur. Spandeer tyd saam met Jesus. Hak jou oog vas aan Jesus. Laat Jesus die visie word wat vermeerder. Gaan nie plek wees vir al die ander nonsens nie. Amen. Amen. Dis die einde van die preek. Kom ons bid saam julle. Ek gaan nou na die gebed is daar 'n liedjie. En dan gaan ons nou 'n dansie sien. Iemand het die moeite gedoen om
klein kleertjies aan te trek en alles. Hulle gaan vir ons dans, ons sien uit daarna. Laat ons saam bid. Vader in die hemel, nog steeds is U die beste. Ons dankie vir U genade, my Heer. Dis genade wat ons regtig nie verdien nie, Here. Ons dankie vir die vooruitsig om eendag daar by U te wees. Maar ons dankie ook dat U ons voorskrifte gegee het om ons te lei vir die beste lewe hier, nou, hier op aarde, Here. En dankie, Here, dat U so geduldig is met ons. Weet, daar is baie foute, Here, ons maak baie foute, ons val. Ons maak so baie droog, Here, en U is tog geduldig met ons. U gee vir ons soveel kanse, U help vir ons. U hou ons vas, Here. Dankie daarvoor. Lei en leer ons om die regte besluite te maak, Here, tot eer van U naam. Leer ons ook om sonde te identifiseer, Here. Leer ons om dit te haat soos wat U dit haat, en leer ons om dit te vermy. Laat alles wat U bedroef maak, ons ook bedroef maak, Here. Wees met elkeen van ons waar ons gaan huiswaarts gaan nou, kort hierna. Beskerm ons van die week wat kom, onbekende week. Seën elkeen van ons met die keer van die goddelike seëning, Here. Bring ons weer volgende Sondag hier by mekaar om as gemeente met U te ontmoet. Vra dit in Jesus naam. Amen. En ek moet dankie sê vir die kinders wat so stil was. Ja, hulle was baie stil. Kan julle dit dink? Gewoonlik is die kinders is vir my die mooiste geluid in 'n kerk, want dit beteken die kerk lewe. As daar nie kinders in 'n kerk is daai kerk besig om dood te gaan. Weet julle dit? Maar moet kinders in 'n kerk wees. En dis die mooiste as die kinders so tussen die banke rondkruip en geluide maak en uitbundig is. Partykeer raak dit so 'n bietjie steurend, maar ek hou daarvan. Dis 'n teken, daai kerk het 'n toekoms. Dit gaan aan. Daar's kinders wat groot word in die kerk. Bring julle kinders saam.